Goeiedag almal. Tydens die ontstaan van Christendom en die ontwikkeling daarvan het 'n baie groot gevaar die mense bedreig. Tempels vir afgode en beelde was volop in elke dorp en stad. Daar was feitelik op elke straathoek en winkel afgodsbeelde te sien en ook te koop. Elke oggend was die beste skape, die beste bokke en beeste geslag en aan afgode in die tempels geoffer. En hierdie vleis was dan in die tempelslaghuise aan die publiek verkoop. Dit was van die beste vleis beskikbaar. En dit het egter meegebring dat die mense subtiel verlei was deur hulle betrokkenheid met afgodediens, elke keer wanneer hulle die vleis of ander inkope daar gedoen het. Hierdie algemene onskuldige blyk te wees betrokkenheid het meegebring dat mense vasgevang geraak het in afgodediens. En dit is die rede waarom die Here deur die pen van Paulus ons hulle gewaarsku het om die gevaar hiervan te onderskei. 1 Korintiërs 10 vers 14. Daarom, vlug vir die afgodediens. Vlug is die Griekse woord pheugo, wat beteken om so vinnig as moontlik te vlug, om so vinnig as moontlik weg te hardloop, om te ontsnap. Pheugo dui daarop dat jy nie moet toegee aan daardie spesifieke versoeking nie. Jy moet opstaan, jou goed optel en so vinnig as wat jy kan op die vlug slaan. Weet, ons moet die geesteswêreld glad nie onderskat nie. Demone, afgode, sataniese aktiwiteite is oral aan die orde van die dag. En ons bevind onsself gedurig, waar ons ook al beweeg, in die teenwoordigheid van hierdie demoniese magte. Ons lewe as ware elke dag op die rand van hierdie demoniese afgoderry en moontlike beïnvloeding daarvan. En as ons nie uiters versigtig is nie, kan dit ons baie maklik ter die afgrond daarvan laat afgly. In die lewe waarin ons onsself bevind, is dit feitelik onmoontlik om nie hieraan blootgestel te word nie. Jy weet, hierdie duistere aktiwiteite waar jy ook al is, trek demone soos motte na die lig. En hierdie omgewings was gelaai met Satan se teenwoordigheid. En jy weet, hierdie omgewings hou die gevaar in dat die mens so gewoond daaraan raak, dat dit naderhand die norm van sy lewe word. En die enigste manier om dit te onderskei, vind ons in Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. En ook daar in 1 Johannes 4 vers 4, want hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. En die Here waarsku ons verder in Handelinge 15 vers 20. My kind, onthou jou van die dinge wat deur afgode besoedel is. Nou die woord onthou in hierdie vers is apegomai, wat beteken om doelbewus jouself te onthou en so ver as moontlik terug te trek en weg te bly van so iets. Die woord apegomai sê vir ons om afstand te hou tussen onsself en enige vleeslike begeertes wat rondom ons woed. Die Here waarsku ons in 1 Johannes 5 vers 21, my kinders, bewaar julle self van die afgode. En dan ook in 1 Timoteus 6 vers 11, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. Maar weet jy wat? Daar is ander afgoderry waaraan ons onsself blootstel, wat baie uiters gevaarlik is. Kolossense 3 vers 5. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat alles afgodediens is. Kind van die Here, moenie op die rand van 'n afgrond leef nie, want een of ander tyd gaan jy val. Here, dankie vir die krag wat ons het, die krag van onderskeiding, en ook daardie vermoë om onsself te distansieer, om weg te hardloop daarvan. In Jesus naam, dankie daarvoor. Amen.